Ons hemelse Vader, Vader God, vanmôre kom ons na U toe, na U toe, Here, net soos wat ons is. Here, ons sê vir U baie, baie dankie dat ons deur hierdie tyd nie alleen hoef te gaan nie. Dat ons U eerstens kan hê in ons lewens, Here, en dat ons ook mekaar kan hê. Dankie vir die voorreg. Dankie, Here, dat ons vandag kan afskeid neem van 'n geliefde. En Here, ek vra vandag, Heilige Gees, dat U teenwoordig sal wees, U, die trooster, dat U met ons sal wees, dat U ons hande sal vat en met ons deur hierdie tyd sal stap. U is welkom in ons midde. En ek bid dit alles in die almagtige naam van Jesus Christus, deur die krag van die Heilige Gees tot eer van God ons Vader. Amen. Goed, kom ons sit asseblief. Geliefdes, is my voorreg om julle almal welkom te heet namens die familie by die verrassingsdiens van Kobus, ons hom geken het Japie Jacobs. Annetjie, Laurens, Karina, Linke, Werner, Judith, Jaden, familie, kollegas en vriende, dit is my eer om namens die gemeente en die pastoraat van familie van Liefde en Geloof AGS Kerk, AGS van der Wildpark Noord, en ook die bond van ou polisiebeamptes, ons innige meegevoel te betuig met die verlies van 'n lewensmaat, 'n vader, 'n oupa, 'n broer, 'n oom, 'n kollega en 'n vriend. Dis die rolle wat hy in ons lewens gespeel het. En dis ons gebed dat ons Hemelse Vader U sal deurdra in hierdie tyd, hierdie moeilike tyd van rou en van hartseer. Goed, ek wil dan vra dat ons dan weer staan en die eerste liedjie gaan sing, die oorwinningslied. Dis vir my regtig 'n eer en 'n voorreg om vanoggend hier voor te kan staan en om hierdie boodskap aan ons te bring. Ek kan niks vir kolonel Japie meer sê nie, hy is nie meer hier by ons in ons wêreld nie. Maar hy leef, dit weet ek. Hy het net heen gegaan, na 'n plek toe waar ons nog moet uitkom. So, ek het vir die Here gaan vra vir 'n spesiale boodskap vir ons, want die Here wil met ons praat vanmôre. Hierdie boodskap is vir elkeen van ons, insluitende myself. Ek gaan nie net, en ek het al 'n keer gesê, op begrafnisse waar julle al was, of van julle al was, ek staan nie net hier en sê net 'n klomp leë woorde nie, want dit beteken niks. Wat is dit wat God in hierdie oomblik vir ons wil sê? Hierdie tyd. So, die ding wat in my gees opgekom het terwyl ek gebid het, was eers hierdie woord, die aflosstok. Die aflosstok. Nou ons weet, wanneer ons resies hardloop, en jy het al gesien hoe die aflosstok aangegee word, en dan vat die volgende atleet oor, en so word die resies voltooi. Nou dis wat in my gees opgekom met die aflosstok. Nou ons skriflesing is uit Josua 1 vers 1 tot 8. En ek gaan vinnig gaan deurlees en dan so deur die boodskap gaan ek sekere dinge uitlig. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: "My knegt Moses is dood. Maak jou dan klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voet sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat-rivier, die hele land van die Hetiete, en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees." So let wel net interessantheid. Dis nie die klein gedeeltjie van Israel wat ons vandag sien nie. God het daai land, die beloofde land van Israel gegee. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Kan julle sien, ons dien 'n verbondsgod. God praat verbondstaal. Ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk, die land laat erwe wat ek hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee.
Wees net baie sterk en volmoed om nou gesê te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesê kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Net op hierdie punt, hierdie wetboek nou vandag het ons die Bybel, die woord van God. Is daar iets wat God nie kan doen nie? Ja, daar is. En hy sê vir ons in sy woord, as iets wat hy nie kan doen nie. God kan nie lieg nie. Hy sê, hy is geen mens wat hy kan lieg nie. Elkeen van ons wat hier sit, het ons eie persepsies, wat ons ontwikkel het oor jare. Daarom het God sy woord vir ons gegee. Maar nie een van ons is reg nie, God is reg in sy woord. So dit is belangrik om, voordat ons begin, om dit te onthou en van kennis te neem. So ons sleutelvers is vers 7, en ek lees dit in die Afrikaanse Nuwe Vertaling. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. So, ek het so rukkie gelede, het ek gelees van 'n meningspeiling, of 'n studie dan nou as jy wil, wat gedoen was onder 100-jariges, mense wat 100 jaar oud geword het en ouer. Nou die studie het onder andere die vraag aan die mense wat 100 jaar en ouer was, gevra of hulle spyt is oor dinge in hulle lewens wat hulle nie gedoen het nie. Nou een van die algemeenste en die meeste antwoorde was, as ek maar net iets kon nalat, wat kon bly voortleef na my afsterwe. As ek maar net iets kon nalat, wat kon bly voortleef na my afsterwe. 'n ander manier om dit te stel is die nalatenskap van 'n erfenis. Die nalatenskap van 'n erfenis. Daar is min mense wat werklik 'n erfenis nalat. Iets waarvoor jy onthou sal word en wat oorgedra word aan die geslagte na jou. Iets wat mense se lewens verander en waarlike impak maak in die mense se lewens wat in aanraking was met daardie persoon. En alhoewel dit een van die grootste begeertes van die mens is, ook van hierdie 100-jariges en ouer is, word die meeste mense vergeet na die eerste of die tweede generasie na hulle leeftyd. So groot rede waarom die meeste van ons nie 'n erfenis nalaat dan nie, is omdat ons verkeerd fokus. Nou John Maxwell stel dit so, hy sê, prestasie val iemand te beurt, wanneer hy groot dinge vir homself doen. Sukses kom, wanneer hy volgelinge bemagtig om groot dinge saam met hom te doen. Maar 'n nalatenskap of 'n erfenis word slegs geskep wanneer 'n persoon sy organisasie in die posisie plaas en bemagtig om groot dinge sonder hom te doen. Dis 'n nalatenskap. So wat ons nalat as 'n erfenis openbaar, dink mooi daaroor, wat ons nalat as 'n erfenis, die dag wanneer ons nie meer daar is nie, openbaar ons prioriteite en ons karakter. Dit verklaar hoe ons onthou wil word, sonder dat ons dit regtig besef. Dit is 'n getuienis van wie ons werklik was en wat ons geleef het. Nie gesê het nie, geleef het, want dis wat saak maak en wat 'n verskil maak. Waar is ons fokus? Wat is ons prioriteite en ons waardes in die lewe? Sien, is vrae wat ons vandag ook vir onsself moet vra. Dit getuig uiteindelik of ons lewens na onsself selfsug of na Jesus heen wys. Die Bybel verwys na die lewe as 'n wedloop, soos ek gesê het. Wie van julle kan onthou toe jy in graad 1 was? Hierdie tyd van die jaar ons begin hulle met die atletiek, nê? Wie van julle kan onthou dat jy in graad 1 was en daai juffrou moet nou vir jou leer
hoe moet jy nou hardloop? Ek dink, wat het hulle altyd gehad op die 80 meter, nee, dis nie 100 meter. Kan jy onthou, wat het daai juffrou vir jou gesê? Wie kan vir my sê? As jy nou so hardloop, want party van die ouetjies hardloop sommer hier die kant toe en dan weer daai kant toe. So wat is dit wat die juffrou vir jou gesê het? Kan jy onthou? Een van die belangrikste dinge, wie kan onthou? Sê weer? Hardloop? In jou lyn, hardloop in jou baan. Daar sê, dis heeltemal weg. En dan, dan weet jy nou, okay, ek moet nou my baan bly. Dankie daarvoor. En dan ook, baie keer dan sit hulle iemand daar voor met die wenpaal, nee. Dan sê hulle, jy moet kyk, jy moet fokus. Nee, as mens daai liedjie, jy moet fokus my kind, nee. So jy moet fokus, jy hardloop in jou baan, dis reg, en jy moet fokus. Nou dis presies wat ons eintlik moet doen in die wedloop van die lewe. Jy weet, ons moet ons oog gefestig hou in ons baan bly en fokus op Jesus Christus. Want in Hebreërs 12 vers 2 lees ons die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Hoekom word daar gepraat van die geloof? Want dis nie my geloof, dis nie jou geloof nie. Want elkeen van ons kan verskillende dinge glo. Dit is die geloof van God, wat hy sê in sy woord. En hoe bou jy geloof? Ons lees in die Bybel, die geloof dan kom van die woord van God af. Dis die woord van God wat geloof in jou bou. En wie van julle weet dat die woord het 'n naam, dis 'n persoon, sy naam is Jesus Christus. Johannes 1 sê, in die begin was die woord, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Die woord is Jesus Christus, en die woord beteken niks in 'n boek nie. Die woord moet in ons harte wees. En wanneer ons dan die woord insit, dan vat die Heilige Gees die woord, die waarheid van God, en want net hy kan geloof bou, wanneer jy wedergebore is en hy woon in jou hart, hy sit dit om in geloof. Dis hoekom dit die geloof is. Dis hoe dit werk, baie maklik. So, die oog gefestig op Jesus, nee, daai wedloop moet ons hardloop, gefestig op Jesus, want so baie maklik, dan trek die duiwel ons aandag af, dan raak ons die pad duister. So dis belangrik. So, jy weet, dit is 'n getuienis van hoe jy hierdie wedloop hardloop, 'n getuienis van God, se skepingsdoel in ons lewens, die geestelike erfenis wat ons aan ander nalaat. Weet julle dat soveel mense, wat ek nou al van gehoor het, wat almal al van gehoor en gesien het, wat nou ouer word, dan gaan hulle op pensioen, en kort daarna, dan maak hulle dit nie. Want hulle het nie meer 'n doel in die lewe nie. Hulle weet nie wat is hulle skepingsdoel nie. Hulle hardloop nie meer die resies, hulle oog gefestig op Jesus nie. Dit is so belangrik. God se plan vir die kerk, en wie is die kerk? Hierdie gebou? Nee, ons is die kerk. Ons is die kerk. God se plan vir die kerk is nog altyd dat die een generasie die aflosstok van Jesus se getuienis in ons lewens oorgee aan die volgende in die wedloop van die geloof en van die lewe. So het kolonel Japie Jakob dan sy wedloop gehardloop en weet julle wat? Hy het dit voltooi. Hy het dit voltooi. Hy het sy aflosstok oorgegee aan ons. Dink net 'n bietjie daaroor. Hy het sy aflosstok, sy verantwoordelikheid wat die Here vir hom gegee het hy oorgegee aan ons. En ons moet dit nou oorneem. Ons moet nou hierdie wedloop voortsit. Ons moet nou sy skoene vol staan. Hy het die besluit gemaak om Jesus se getuienis deel van sy lewe te maak. Vir hulle wat hierdie besluit maak, sê die Bybel vir ons dat ons hemelse Vader hulle met blydskap inwag. God het hom met blydskap ingewag toe hy aan die ander kant aankom. Met blydskap. Dis wat die Bybel sê. En onthou, God kan nie lieg nie. Dis die waarheid. Die waarheid is, kolonel Japie se wedloop is voltooi en dit is verby. Hy is by God. Hy is vry. Die realiteit is dat ons nou oorgeneem het by hom en dat ons nou die wedloop moet hardloop. Dat ons nou hierdie erfenis, hierdie nalatenskap van hom moet leef soos hy dit geleef het en ons moet dit nalaat soos hy dit nagelaat het.
So, wat sê Vader God vir ons in sy woord? Hoe word dit gedoen en geleef? Hoe neem ons hierdie aflosstok in ontvangs en hoe hardloop ons verder? Goed, ons weet nou, as ons hardloop het ons die oog gefestig wees op Jesus. Maar hoe neem ons hierdie aflosstok oor? Wat is die proses? Dus jy kan vir my sê, maar Michael, dis baie maklik om te sê, ons moet dit doen, maar hoe doen ons dit? Ons gaan weer terug na God se woord toe. Ons lees in 1 Korintiërs 4 vers 15 en 16, en dit is 'n beginsel hierdie, 'n lewensveranderende beginsel, wat ons lankal verloor het in die kerk. Ja, maar hoe kan jy nou so sê, jy's 'n pastoor? Ja, ons speel kerk al vir jare. Ons het iets van kerk gemaak wat God nie wil hê dit moet wees nie, want ons het iets van kerk gemaak wat ons pas, soos ons dit wil hê. En dit is hoekom baie mense die koninkryk van God mis, want hulle is besig met vorm godsdiens, in Engels religion, in plaas van met die God van die godsdiens. En dit is wat die verskil maak. Ons moet nie besig wees met vorm godsdiens nie, ons moet besig wees met 'n lewende verhouding met God. Dit maak die verskil. Dis vir daardie kerk wat Jesus Christus terugkom, die verheerlikte bruid, die verheerlikte kerk. Nie die louwarm kerk van wat ons lees van in Openbaring. En dit is tyd dat ons mekaar in die oë kyk en dat ons mekaar die waarheid praat. Ons moet kerk begin leef, want ons is die kerk. So nou, hier is die beginsel. 1 Korintiërs 4 vers 15 tot 16, wat Paulus skryf. Hy sê, want al sou julle ook duisende leermeesters in Christus hê, baie vaders het julle nie. Deur die verkondiging van die evangelie is ek in Christus julle Vader. Daarom spoor ek julle aan, volg my voorbeeld. Dat ek net hierdie beginsel verduidelik, want dit is wat kerk is. Jy sien, in vandag se tyd het ons het duisende leermeesters in Christene, duisende dominees en pastore en leraars en al hierdie ouens en goed en so aan, wat sê, jy moet so en hulle verkondig die woord, en dis mooi en dis reg ook, as 'n plek vir dit ook. Maar ware kerk, wie is jou geestelike ouers? Wie is jou geestelike pa en ma? Wie is die mense, nie die kerk, aan wie God jou geestelik verbind het? Want jy vra vir mense, hoekom is jy in daai kerk? Dit is gemaklik, ek loop net oor die pad, man. Hoekom is jy in daai kerk? Jy moet hoor hoe preek daai dominee. Hoekom is jy in daai kerk? Jy moet die praise and worship, daarso moet jy beleef die lofsang en aanbidding. Man, ek voel gemaklik, gaan nie oor jou nie. Wie is die mense aan wie God jou gekonnekt het, jou verbind het, wat veronderstel is om hierdie aflosstok vir jou te gee, wat veronderstel is om hierdie impak in jou lewe te maak, sodat jy en ek ons lewensdoel kan leef. Dis kerk, en baie binnekort gaan dit verander, want ons is in die laaste tyd en Jesus kom vir 'n verheerlikte bruid. Dit is die beginsel wat ons lankal verloor het. Julle duisende leermeesters, maar julle het nie baie vaders nie. Jy sien, ons het 'n uitmuntende voorbeeld van iemand wat 'n nalatenskap, 'n erfenis nagelaat het vir ons. Iemand wat 'n ware geestelike vader en 'n leier was vir so baie van ons. En sy naam is kolonel Japie Jacobs. 'n kragtige erfenis wat hy nagelaat het op sy stil maar sterk manier. Dis wat my altyd opgeval het van hom. Hy was nie 'n man van baie woorde nie, maar hy het 'n impak gemaak in mense se lewens. 'n Impak wat ons nie eintlik dadelik eers agtergekom het wat hy maak, tot en met vandag. Hy was 'n ware vaderfiguur, en hy was 'n mentor. En hy deur verhouding, jy sien, dit is die sleutelwoord, verhouding, het hy hierdie erfenis, hierdie nalatenskap, hierdie aflosstok aan ons oorgegee. Dis nie net 'n ding wat sommer net gebeur, dit vat tyd om dit alles voor te berei en die impak in ons lewens te maak, om hierdie wedloop verder te hardloop. Jy sien, hy was so 'n vaderfiguur en mentor vir sy kinders, sy kleinkinders, sy familie, sy vriende, sy kollegas, en soveel van ons wat hier sit vandag. Nie een van ons kan daaraan twyfel of dit ontken nie. Hy was altyd gewillig om tyd af te staan
en die moeite te doen om ons en soveel ander te help op soveel gebiede in die lewe. Hy het regtig 'n hart gehad om mense te help. Hy het 'n sagte hart gehad. Hy het 'n omgee hart gehad. Hy het my gebel so 'n paar jaar gelede. Ons het altyd met die bond het ons baie van ons funksies daar by die rugbyveld in Vanderbijl gehou. Daar by Eastcourt Club. Want ou Walde Tooi vir ons hier goed gereël daar. Hou julle. Toe bel hy my, toe sê vir my, Michael, asseblief, jy moet vir my kom help. Sê ek, kolonel, wat is fout? Sê vir my, was nog die voorsitter van die bond op baie stadium. Toe sê vir my, man, hy sê, Waal het alweer aangejaag. Sê ek, wat nou weer? Hy sê, ek weet nie wat hy gedoen het nie. Sê, maar hy is harde koejabel, hy het 'n ander woord gebruik. Hy is harde koejabel. Hy wil met niemand praat, hy wil niks weet nie. Hy sê so, ek het jou nodig, want ek weet, jy sal, saam met my, sal ons mooi met hom gaan praat. Sê, nee, is reg. En, hy kom toe daar, ek was by die kerk gewees, hy kom toe by die kerk en daar hy ons toe maar saam daarna, by neerhuis te gaan, waar het daar gebeur. Ek sê nou, hoekom moet ons nou die agter, hy sê my agterom, ek sê, hoekom moet jy agterom ry? Hy sê, hy bly onder die boom. Hy is uit by neerhuis, hy bly onder die boom. Ons daar kom, daar is Waal. Hy het sy karavaantjie, oplanding daar, tent, hy het sy lazy boy stoel onder die boom, hy sit net so. Al sy goed is daar. Kom maar aan, hallo Waal, hallo julle, die swele stoele kom sit. Toe het hy nou stry opgetel met die bestuur van Pioneerhuis, en hy het vir hulle daar op die kamera lelike goed gewys en goed, en toe hulle vir hom gesê, hy sy goed vat en gaan, toe sê hy, nee, dan sal hy onder die boom gaan bly agter Pioneerhuis. Nou ja, dit het vreeslike oorreding gekos, en ons het baie mooi met hom gepraat, ek en kolonel Japie. En kolonel Japie was baie bekommerd oor hom, ons is weer terug so toe en die en dit, en toe het hy al weer rigting gevat, en hy nou weer aangegaan. Ek het hom toe eendag gaan kuier, het hy daar op 'n vakansieoord gebly, en hy was die opsigter daar, en dit het goed met hom gegaan. Ek het hom nou weer in die hande probeer kry, maar hy is nou een of ander mission wie ek kry hom nie in die hande. Maar ek en kolonel Japie, en daar het kolonel Japie se omgee hart gesien. Hy het nie net hom gelos en gesê, ag, dat hy nou maar maak wat hy wil nie. Hy het uitgereik. Hy was daar. Hy het hom ontmoet in sy omstandighede. So, hy was altyd gewillig om te ondersteun, om toe te rus, om te help ten einde die wedloop van die lewe te hardloop. So as gevolg van dit ook hardloop Waal ook nog sy wedloop vandag. Ek laas met hom gepraat het, hy was eendag al by my by die kerk gewees, toe was hy in Parys. Hy daar besigheid. Maar ek kry hom. Maar hy hardloop sy wedloop. Te danke ook onder andere aan kolonel Japie. Ek ken hom as 'n omgee mens. Hy was 'n mensemens. Toe ek aan Laurens vra hoe hy sy pa onthou, het hy my in die oë gekyk. Daar was glad nie eers 'n twyfel of 'n aarzeling nie. En die eerste woorde wat uit sy mond uitgekom het, hy was 'n vriend vir my en Werner. Hy was 'n vriend vir my en Werner. Ons het saam met hom vis gevang, gejag en soveel ander dinge gedoen. En tydens daai braais jagtogte, visvang, al daai dinge, Jaden, het hy soveel in julle ingebou, en het hy vandag daai aflosstukkie aangegee ook, nee. Almal van julle, almal van ons. Hy was 'n vriend. Hy het vriendskap verstaan. En kom ek sê vandag vir jou, die diepste verhouding waarin jy kan staan op hierdie aarde, is 'n vriendskapsverhouding. Dankie pastoor, ek het geweet my pelle is belangriker as my vrou. Nee, as jou vrou jou beste vriendin is, jou man jou beste vriend, jou kind jou beste vriend, jou ouer jou beste vriendin. Jesus het gesê, ek noem julle nie meer onderdane nie, ek noem julle my vriende. By 'n vriend kan jy net jouself wees.
Dis die verhouding wat God wil hê wat ons mekaar moet hê. En ek wil vandag al die eer aan God gee, want ek kon my help op so 'n kragdadige wyse in ons lewens gebruik het. Lourens het my ook vertel toe hulle nou een van hulle togte terugkom met hulle op Warrington gestop. Daar waar hy ook groot geword het. En toe het hy so 'n skelm glimlaggie op sy gesig. Toe sê hy, sien julle daar, by die skool, daar het ek my eerste goal gekry. Hy kon ook stout gewees het. Wat ek met hom geloop het, of wat hy met my geloop het ook, daar was tye gewees, soos toe ons gery het na waar wat ons oor diep dinge gepraat het ook. En daarom weet ek, en kan ek vandag vir julle sê, hy is nie 'n man van baie woorde nie, maar ek weet, hy begin agterkom waaroor die lewe gaan, waaroor dit regtig gaan om God te dien. Die keer as ons gepraat het, dan sê oor net vol trane geskiet. Maar dan weet ek, hy het gehoor, hy weet waaroor dit gaan. Die Here het vir hom die openbaring in sy hart gegee. Dit is die belangrikste. So die jare verander almal van ons. As jy jonger is, weet jy alles. Jy is baie slim. Jy maak droog. Maar soos jy ouer word, jy bou jou verhouding met die Here, jy beweeg nader aan hom, dan begin dinge verander. Wanneer Jaap het ons erfenis nagelaat, wat ons in soveel ander lewens vir ewig verander het en steeds sal verander. Sien, dis die wonderlikste van alles. Dit wat die Here het hom gebruik om dinge in ons in te bou. En daai nalatenskap, kan ons dit nou maar noem, daai aflosstok, daai erfenis bly voortleef in ons. Want die Here werk altyd deur verhoudings. Dis waaroor kerk gaan, dis wat ek bedoel. Hy het waarlike nalatenskappe, erfenis nagelaat, op sy stil, stemmige, sterk manier, wat nagestreef behoort te word. Hy was 'n goeie voorbeeld vir soveel van ons. Kolonel Japie was ook 'n man van vele fasette. Hy was lief en hy was baie passievol op sy stil, sterk manier oor die Here, oor sy familie, sy kollegas, sy vriende. Martie het my vertel, waar staan die Martie? Sy het my vertel, sy suster, sy onthou dat hulle as kinders baie kattekwaad aangevang het. Hulle het gaan swem in die kanale by Valharts, dan die stroom hulle sommer so meegesleep. En dan die ouer mense nou nie geweet waar hulle nie. Hy was die seun tussen 3 meisies. Ansa, Joey, wat sy tweeling sussie was, en Martie. Martie onthou ook altyd hoe hulle as kinders lekker altyd wat lemoen geëet het daar op Valharts. Wonderlike herinneringe, en dit is wat ons moet koester. Die vele lewens wat hy aangeraak het, sal vir ewig staan as 'n getuienis rakende sy verhouding met God, en hoe hy dit op 'n praktiese wyse, hy was 'n praktiese man, op 'n praktiese wyse uitgeleef het, en diegene rondom hom beïnvloed het. Kolonel Japie se heengaan kon nie daarin slaag om hierdie erfenis van ons weg te neem of weg te hou nie. Dis wat die wonderlike daarvan. Dit leef voort in en deur ons. Niemand wat die voorreg gehad het om hom waarlik te ken, sal ooit in staat wees om hom te vergeet en die impak wat hy in ons lewens gemaak het nie. Hy het elke dag gesien as 'n kosbare geskenk. Jy weet, dit is een ding van hom wat my opgeval het. Hy het elke dag het hy geleef. Hy het elke dag die beste gemaak van daardie dag. Hy was nederig en hy was dankbaar. En dit is ontsaglik belangrik, dankbaarheid. Dis hoekom die Here so praat oor dankbaarheid in die Bybel. Want dan kan nie 'n verharde hart en 'n dankbare hart in dieselfde persoon wees nie. En ek het eendag op my stiltyd gebid en sê die Here vir my, dankbaarheid is die fondasie vir God se verdere seëning in jou lewe. Want dankbaarheid plaas jou in posisie om van God te ontvang. Die Here wil jou seën.
Maar daar is soveel mense wat nie dankbaar is. Dan kan God jou nie seën nie omdat hy nie wil nie, jy's nie in posisie nie. Hy was altyd dankbaar. Altyd dankbaar. Altyd tevrede in alle omstandighede. Wanneer ek onthou hoe liefdevol hy was. En dat hy altyd omgegee. Hy het soveel deernis gehad. Sy onthou hoe hy 'n rosie en roosblare op die bed vir haar gesit. Kan jy glo, hy het so waar ook 'n romantiese sy gehad. Hy het die goeie wedloop gehardloop. Hy het die goeie stryd gestry. En weet julle wat? Daar is vir hom 'n blink toekoms in die hemel. Want dis waar hy nou is. Blink toekoms. So kom ons lees net gou, ons gaan gou terug na ons teks, na ons skriflesing toe Josua 1 vers 1 en 2. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle die kinders van Israel sal gee. Jy sien, soos wat God met Josua gespreek het na die dood van Moses, so praat hy vandag met ons. En wat gaan ons doen? Ek en jy van hier af. Om die aflosstok te laat val, beteken om die wedloop te verloor. Kom ek sê dit weer, om die aflosstok te laat val, beteken om die wedloop te verloor. Die mees belangrikste reël van die wedloop, van 'n afloswedloop, is, moet nooit die aflosstok laat val nie. Moet nooit die aflosstok laat val nie. So is dit dan ook noodsaaklik in die wedloop van die lewe in Christus Jesus. Ons moet die oë gefestig hou op Christus. Ons kan hierdie wedloop nie suksesvol voltooi totdat ons erfenis, ons nalatenskap suksesvol oorgegee aan die volgende generasie nie. En ek persoonlik dink ons tyd op hierdie aarde is verby. Ek dink ons is aan die einde. Maar ek weet ook dat God gaan 'n baie groot ding doen in die tyd wat kom. En weer eens gaan hy deur generasies werk, deur verhouding werk, deur ouers na kinders toe, deur ouer mense na jonger mense toe. En hierdie boodskap wat die Here vir my gegee het rondom kolonel Japie vir ons, asseblief, luister, dis ontsaglik belangrik en ons kan dit nie mis in die tyd, hierdie seisoen waar ons nou ingaan. Die Here werk in seisoene. Hy werk in tye. As jy die Bybel gaan bestudeer, dan sal jy sien daar's 2 Griekse woorde wat in die Nuwe Testament gebruik word vir tyd. Kronos en kairos. As jy 'n bietjie gaan navorsing doen, dan sal jy sien hoe belangrik die tyd is, die seisoen waarin ons nou inbeweeg. Dis die laaste van die laaste dae. En ons moet reg wees, ons moet gereed wees. En die ding wat die duiwel gedoen het, is om juis hierdie aflosstokkies wat aangegee moet word, om dit op die grond te laat val. Soveel mense se lewens word vernietig. Soveel mense maak dit nie. En daar is 'n skrif in die laaste boek van die Ou Testament, terwyl ek hierdie boodskap voorberei van kolonel Japie, sê die Heilige Gees so duidelik vir my, dat dis eintlik profeties, dis eintlik profeties, hierdie aflosstok wat oorgegee moet word. En ek gaan na hierdie skrif toe, en ek wil dit vinnig net met julle deel, want dit is ontsaglik belangrik. Dit is in Maleagi 6, vers 5 tot 6, die laaste hoofstuk van die Ou Testament, in die boek Maleagi, die laaste boek. Sê God, en dis 'n profesie, oor die eindtyd, en God sê, ek gaan vir julle die profeet Elia stuur, voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal die vaders en die kinders met mekaar versoen. Die ou vertaling sê, hy sal die harte van die vaders draai na die kinders, en die harte van die kinders na die vaders. Sal die kinders en die vaders en kinders mekaar voorsien, sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie. Jy sien, daai verhouding waarvan ons nou praat,
Dit is daar waar hierdie transisie plaasvind, waar hierdie impak plaasvind, deur daai verhouding, deur geestelike ouers en geestelike kinders. En dit is wat die Here sê in die tyd wat kom, wat hy wil doen, en ons moet reg wees en in posisie wees. Soos wat kolonel Japie gedoen het. Hier's baie van ons hier sit wat al ver gevorderd is in die jare, en miskien dink jy en sê jy maar, jy weet, daar's nie vir my veel oor nie, dis 'n leuen van die duiwel. Daar's soveel wat God in jou gedeponeer het, dat jy daai aflosstok moet aangee, en God wil daai verhoudings herstel soos dit moet wees, sodat daai transisie op God se manier kan plaasvind, daai fellowship, daai kuier, daai oordrag. Dit is wat moet gebeur. Kolonel Japie Jacobs het as lewensmaat, as pa, oupa, broer, oom, kollega en vriend die aflosstok aan ons oorgegee. Ons kan dit nie laat val nie. Ons moet die beloofde land nou in besit neem. Ons lees in Josua 1 vers 3, elke plek waar julle die voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Luister, dis nou ons tyd. En dis God wat hier praat. Dis nie iets wat ons uit ons eie krag en mag kan doen nie, want ons kan nie staande bly teen die bose nie, maar God is met ons. Soos Moses die aflosstok oorgegee het aan Josua, so het kolonel Japie die aflosstok oorgegee aan ons. Hy het dit oorgegee aan Laurens, hy het dit oorgegee aan jou Werner, Jaden, Annetjie, aan ons almal hier. Die vraag is, wat gaan ons doen? En jy mag al sê, ja maar pastoor, of ja Michael, ek sal nooit sy skoene kan volstaan. Ek sal nooit kan doen wat hy kon doen nie. En dit is ons almal die fout maak. Want ons moet nie sy lewe leef nie, hy's 'n mens op sy eie. Ons moet ons lewe leef, met die aflosstok moet ons die wedloop hardloop, die toerusting wat die Here deur hom in ons harte geplaas het. Dis wat moet gebeur. En daar's net een manier hoe ons dit kan doen, en hoe hy uiteindelik agtergekom het hoe om dit te doen, en dit is met Christus in ons harte. Anders gaan ons dit nie maak en kan ons dit nie maak. Ja maar, jy weet Michael, ek is 'n goeie mens, luister, daar lê baie goeie mense in die begrafplaas wat in die hel brand vandag. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Gelowiges gaan hemel toe. En jy is nie 'n gelowige omdat jy goed is nie, of omdat jy goed doen nie. Jy is 'n gelowige omdat jy glo in wat Jesus Christus vir jou gedoen het, omdat hy in jou hart leef en omdat jy pad met hom stap. Gelowiges doen goeie dinge, ja. Maar goeie mense wat goeie dinge doen, is nie noodwendig 'n gelowige nie. Nee. Ons lees dan ook, en dit is wat God vandag vir my en vir jou sê, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. En soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. God sal jou bemagtig, hy sal met jou wees. Ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. Sien ons die verantwoordelikheid, ons het nog gedoel op hierdie aarde. Maar dis 'n keuse, wat gaan ons doen daarmee en daar rondom? Ons, ek en jy moet nou hierdie wedloop verder hardloop. Kolonel Japie is nou in die hemel. Hy's deel van die getuienis van geloof wat ons aanmoedig om ons wedloop suksesvol te voltooi. Soos gesien in Hebreërs 12 vers 1. 'n wolk van getuienis. Hoe moet ons dit dan doen? Hoe moet ek en jy hierdie wedloop voltooi? Wel, ons lees weer eens in Josua 1 vers 7 tot 9. En ek gaan dit nie nou lees nie, maar dit kom daarop neer wat die Here sê. Dat die woord moenie uit ons mond uitwyk nie. So kom in die woord en die woord sal in jou kom. Want die woord is Jesus Christus. Vers 9 sal ek lees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. God is met ons, veral in hierdie laaste dag. Ons gaan dit nie alleen kan maak nie.
Soos wat God met kolonel Japie was, so sal hy ook met ons wees. Die vraag is jy gereed? Is jy bereidwillig? Belangriker nog, is jy bereidwillig? Is jy gewillig? Sal jy gehoorsaam wees? Want God vat nie ons wil nie. Daar's net een manier, en soos wat kolonel Japie Jacobs God se erfenis, God se nalatenskap in besit geneem het. Hy het dit in besit geneem. Wat is God se erfenis? Wat is sy nalatenskap? God se erfenis en sy nalatenskap. Sy naam is Jesus Christus. Nou wanneer ons praat van 'n erfenis, wanneer erf iemand? Wat moet gebeur voordat iemand kan erf? Wie kan vir my sê? Iemand moet dood wees, nee. Jy het mos 'n testament en dan erf jy dit en dit en dit. So voordat jy kan erf, voordat jy die nalatenskap kan ontvang, moet iemand sterf. Dis hoekom ons die aflosstok, die nalatenskap, die erfenis in ons harte van kolonel Japie in ontvangs kan neem. Dieselfde met Jesus. Jesus Christus het gesterf as 'n mens op hierdie aarde, in jou plek en in my plek, vir ons sonde, ons swaar kry, ons seer kry, ons siekte, alles wat fout gegaan het met die sondeval en die werke van die duiwel in hierdie wêreld, hierdie aarde. En dis ons erfenis, en daarom kan ons dit in besit neem deur die geloof. So dis God se erfenis aan ons, dis sy nalatenskap. Dit is die geheim, wel ek moet dit eintlik geheim noem nie, want dit is in die Bybel, ons kan dit almal weet, maar dit is wat die openbaring wat kolonel Japie op einde van die dag agtergekom het, is dat hy hierdie erfenis in besit moet neem, ten einde alles wat geïmpakteer is, deur God glo ek in ons lewens, deur ons verhouding met hom, te aktiveer, en so het hy sy wedloop suksesvol voltooi. Met Christus, God se erfenis en sy nalatenskap in sy hart. Want dis die enigste manier. Jy kan maar sê wat jy wil, jy het jou eie opinie, God se woord is die waarheid. Moenie, dit help nie, stry met my nie, gaan maak dit vir jouself uit. Ek was ook 'n polisieman, ek het ook droog gemaak, my lewe was 'n gemors, soek nie my ou lewe terug nie. God het vir my 'n nuwe lewe gegee. En dit is fantasties, dit is wonderlik. Maak dit vir jouself uit. Dit is die belangrikste. Dit is dan die ewige aflosstok wat ons in besit moet neem van God die Vader, Jesus Christus, ten einde die wedloop of die wenstreep oor te steek. Na die ewige lewe om te kom waar kolonel Japie is. Is dit nie wonderlik? Dit is goeie nuus. En nog beter nuus is, dat ons het nog 'n kans. Ek en jy het nog 'n kans, want ons sit hier op hierdie aarde en ons lewe nog. Ons het nog 'n kans. Kom ons sit net so dan, buig ons die hoofde, ons maak die oë toe en ons bid. Ons hemelse Vader, Vader God, vandag kom elkeen van ons na U toe, net soos wat ons is, Here. En ons sê vir U dankie eerstens, Vader God, vir kolonel Japie, vir die impak wat hy in ons lewens gemaak het. Dankie Here, dat sy heen gaan, nie verniet sal wees nie, maar dat hy vandag vir ou Laas 'n impak in ons lewens sal maak. En Here, vandag kom ek, terwyl elke oog gesluit is en elke hoof gebuig is, bid ek en ek vra Heilige Gees dat U ons sal aanraak, dat U Here vandag vir ons sal sê hoe ons hierdie wedloop moet hardloop, hoe ons hierdie aflossstokkie moet vat, wat ons moet doen. En terwyl elke oog gesluit is en die hoofde gebuig is, wil ek vandag vir jou vra, as jy hier sit en jy sê, Michael, ek het gehoor wat God sê, nie jy nie, wat God sê. Ek het die boodskap gekry, en ek wil vandag seker maak, dat ek hierdie wedloop suksesvol sal voltooi. Ek wil seker maak, ek wil weet vandag, dat ek hierdie erfenis in besit neem van Jesus Christus, hierdie nalatenskap van God. As dit jy is vandag, terwyl elke oog gesluit is, steek net vinnig jou hand op en laat sak en ek gaan niemand vorentoe roep nie. Steek net op, dankie, daar gaan hande op. Moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Dankie. Daar gaan nog hande op. Dankie. As nog iemand hier, ek weet, ek ervaar in my gees, moenie die geleentheid laat verbygaan nie. Ek gee nog een kans. Asseblief. Dankie. Terwyl ons so sit, die Here sê, daar's 2 vereistes
wat ons moet nakom ten einde wedergebore te word. En dit is, jy moet met jou hart glo. Deur jou hand op te steek, het jy 'n aanduiding gesê, ek glo met my hart. Jy moet met jou hart glo en met jou mond bely. Hoekom? Geloof is in die hart. Maar geloof sonder werke, dit wat ons doen met ons liggaam, sê die Here, is dood. Want dit is 'n verklaring wat ons maak. Tussen die dag van jou geboorte en die dag wat jy tot sterwe kom, moet daar 'n datum, 'n dag en 'n tyd wees wat jy sê, wat jy dit bely, jou geloof bely, wat jy sê, ek glo met my hart en daarom sê ek dit. Terwyl ons so sit, wil ek net vra, kom almal van ons, bid net hierdie kort gebed, bid net saam met my hardop asseblief, hardop, ons is nie skaam vir ons geloof en vir die Here nie. Sê net saam met my, Vader God, kom sê hardop saam met my, Vader God, ek kom na U toe vandag, net soos wat ek is, en ek bid Here, vergewe my, was my, in die bloed van Jesus Christus, die verbondsbloed, sodat ek rein kan wees, sodat ek skoon kan wees voor U. Vergewe my sonde, uit U genade en U liefde. Ek maak my hart oop. Kom in Jesus. Kom woon in my. Kom help my. Kom leer my. Deur U Heilige Gees om meer soos U te wees. Ek verklaar vandag dat Jesus Christus is koning van my hart, koning van my lewe. Amen. Here, ek bid vandag dat elkeen wat hierdie besluit gemaak het uit sy ware hart en hierdie belydenis gemaak het, Vader God, dat U hulle sal verbind, sal connect aan die regte geestelike familie, die regte mense, Here, want dit is kerk, waar U, Here, hierdie impak in hulle lewens kan maak om hulle te help om in hierdie laaste dae hulle skepingsdoel te leef. Here, ons sê ook baie dankie, Here, vir hierdie geleentheid op kolonel Japie se diens, Vader God, dat hierdie impak gemaak kan word en dat ons kan weet, Here, dat ons sal hom weer eendag sien. Ons sal hierdie resies hardloop, ons sal die wenstreep suksesvol oorsteek. Ons sal die beloofde land in besit neem, omdat U met ons is. Dankie, Here, in Jesus Christus naam. Amen. Goed, ons gaan nou gevra dat ons staan, dan sing ons die tweede lied. Genade onbeskryflik groot, want dit is wat dit is. Genade onbeskryflik. Ons gaan dan nou na die volgende punt op ons program, en dit is dan die huldeblyke. En dit is dan nou vir my 'n geweldige voorreg om kolonel Stompie de Pont na vore te roep. Kolonel de Pont gaan nou namens die Bond van Oud Polisiebeamptes 'n huldeblyk lewer, nie net aan 'n ou kollega nie, maar ook aan 'n vriend. Dankie kolonel, kom staan maar hier by my. Nou so baie dinge wat ek nie van Japie geweet het nie, wat ek vandag gehoor het. John Stolbeck het geskryf. Hy's 'n baie bekende skrywer. Sommige verhale vra nie om gelees te word nie. Hulle vra om onthou te word. Sulke verhale kruip sagtens diep in jou siel en hulle bly daar, so stof na 'n lang grondpad, ongesiend en vir ewig daar. Ek vertel u graag 'n verhaal van iemand wie ons almal ken, kolonel Japie. Japie het sy skoolopleiding in die Laar en die Hoërskool Warrington gehad, waar hy ook gematrikuleer het. Met hierdie sertifikaat het hy baie keuses gehad oor beroepe. Sy keuse was egter die Suid-Afrikaanse polisie. Gedurende 65 sluit hy by die polisie aan. Min het hy geweet wat op hom in die volgende 33 jaar wag. Intussen ontmoet hy vir Hanna en in 69 haak hulle af en word daar in die huwelik bevestig. 2 seuns
Laurens en Werner word uit hierdie huwelik gebore. Hulle word godsdienstig grootgemaak en die beste skoolopleiding word hulle aangebied. Vandag spog hulle met 3 kleinkinders, Monique, Jaden en Linke. Soos elk van ons ou polismanne, het hy ook by een of ander spesiale diens 'n bydrae gelewer. Spesiale dienste het meestal bestaan uit die Bosoorlog, back and closure dienste, onlusdienste en ook vele ander. Ongelukkig vir Japie kon hy een van die moeilikstes nie vryspring nie. En dit was die bewaking van die diamante te Alexanderbaai en die stap van die Groot Wiel. Ja, jy moet nie ou Japie jammer kry vir hierdie doel nie. Hy het gewolonteer. Toe nog 'n jong konstabel moes hy sy tas pak om vir 3 maande die Groot Wiel te gaan stap. 'n Sekere grondgebied was vervuil met diamante in die woestyngebied. So ook was daai gebied vervuil met diewe. Vir hierdie gebied moes dag en nag bewaak word. Vir hierdie doel moes die polisie genoeg manne per skof verskaf om ongeveer 600 tree uitmekaar in 'n sirkel te stap, in die sand, in die son, in die reën en in die koue. Hulle het 'n spesiale liedjie geskryf, soos wat ons maar in die Bosoorlog gedoen het, het Japie en sy kollegas ook 'n spesiale liedjie geskryf. Saam met hulle dan saans, as hulle vakansie gehad het, op die ou rympie van ou Ryperd gesing. En ek gaan hom nou nie sing nie, ek gaan hom vir u lees. O Groot Wiel, deur trane, bloed en smarte, en wanneer jou stap tog oor is, sal jou lyf lekker rus. Jy, ou polisieman van die baai. Stap maar aan, ou maat, stap maar aan, want die sergeant wag vir jou voor. Stap maar aan, ou maat, die luitenant is ook daarvoor. Hoor hoe skreeu die jakkals daar op in see, double up, ou maat, double up. Jippie, jippie, jip, jippie, jippie, jip, ou maat, ons wag nou net vir die ander tyd. Dan gaan ons weer Manakwaland uit. Jy, ou polisieman van die baai. Die mag het nie van Japie en Hanna vergeet nie. Ek meld net sommige van die stasies waar hy gedien het. Julle kan maar tel. Kimberley, Alexanderbaai, Vryburg, Hillbrow, Randfontein, Luderitz, Vereniging, Meyerton, Vanderbijlpark en weer eens Vereniging Aspero van die Vaaldriehoek. Ja, sak en pak moes hy en Anna met kind en kraai ongeveer 10 keer verhuis. Die wedloop. Vroeër na die wedloop verwys. By alle wedlope is daar 'n begin en 'n eindpunt. Deelnemers wil graag die wedloop voltooi met goeie gevolge. Ongelukkig was Japie se wedloop nie die 100 meter of die komreis nie. Sy wedloop het jare geduur. Spoed was nie noodsaaklik nie. Wat noodsaaklik was, is gedrag, dissipline, selfvertroue en deursettingsvermoë was aan die orde van sy dag. Hy het sy wedloop voltooi na 33 jaar getroue diens. Vir bevordering moes hy ook maar, soos ons ander lede, studeer en homself bekwam. So het hy die leer geklim. Gedurende 96 word hy na die rang van 'n kolonel bevorder en aangestel as die speerhoof hier in die Vaaldriehoek. Hy lê die tuig na 33 jaar diens neer
vir 'n rustige ou dag saam met Anna, sy kroost en sy kleinkinders. Sy geliefde sport, hengel, sou hy nou kon voordeur geniet, maar daardie voorneme het nooit gebeur nie. Japie was 'n baie saggeaarde mens, altyd vriendelik, netjies, hardwerkend en lojaal. Hy was 'n goeie leier met 'n vaste pligbesef. Hy was godvreesend en het sy personeel goed behandel. Verskeie toekennings was deur die minister van polisie aan hom toegeken. Ek meld net slegs van die belangrikstes. Die medalje vir die bekamping van terrorisme, die polisiemedalje vir langdurige diens en voorbeeldige gedrag, die SA Polisiester vir troue diens, die Polisiester vir verdienste, die polisie gedenkmedalje en ander pryk nog aan sy bors. Spore, ons het gehoor van spore. Japie het gedurende sy loopbaan talle moordenaars, rowers en ander misdadigers aan die pen laat ry. Hy het verskeie aanprysings van regters en landdroste ontvang vir uitstaande werk. Hy was 'n goeie leier waar hy ook al diens verrig het en het hy diep spore getrap en sy plig as polisieman by uitstek verrig. Ons beskerm en ons dien, was sy lese en dit was getrou nagekom. En as ek nou na een aspek kan kyk, is daar vele aanhalings in ons regstel en ons wetboeke gemaak, wat ons regters bevind het, en Japie se naam word daar genoem. Na aftrede het Japie nie besluit om te rus nie. Hy en Hanna het 'n ander plan beraam. Hulle sluit by die bond van oud polisiebeamptes aan en dien op die komitee, en hy is ook later as voorsitter van die tak verkies. Dit gebeur slegs wanneer man en vrou hulle oud kollegas dien. Weens 'n gesondheidsprobleem lê hy hierdie aand neer na 5 jaar. Namens ons tak sê ons weer eens dankie vir hul onbaatsigtige diens. Talle uitstappies, insluitende hengel, bring en braai en ander funksies was gereël. Die voordele van die weesgerus vir oudlede was aangewend. Ons hoor dikwels die term 'n groot boom het geval. Ons wonder soms. In 1926 skryf Douglas Murdoch die volgende: Good timber does not grow in ease. The stronger the wind, the tougher the trees. The further the sky, the greater the length. The more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, the trees and men, good timber grows. Na my mening was Japie so 'n groot boom, na wie hierdie woorde verwys. 'n Groot boom het inderdaad geval. Ek wil sê, rus en vrede my vriend, ek salueer u. Baie dankie. Kolonel Stompie, baie dankie vir hierdie pragtige woorde wat ons weet wat uit jou hart uitkom. Dit is fyk gedoen en ons waardeer dit regtig. Ja, en welkom ook aan Brigadier Sonja Slabbert. Sy het dit gemaak, sy is hier so. Dankie Brigadier. Ek het dan nou ook die voorreg, en ek is gevra deur die familie, om die dankbetuiging te doen. En ek lees dit soos ek dit ontvang het. Baie dankie aan Sis Martie, dat jy daar was, en vir alles wat jy gedoen het, jou hulp, jou bystand, jou onderskraging en jou teenwoordigheid. Dit word opreg waardeer.
Aan Alta, jy het die laaste tyd so ontsaglik gedoen om Japie te versorg. Dit word opreg waardeer. Sonder jou hulp sou dit baie moeilik gewees het. Jy het soveel moeite gedoen en so mooi na Japie gekyk. Het sy elke dag het sy kom help daar vir Annetjie. So ons waardeer dit. Aan Paulus en Markus, julle het aan ons rustigheid gegee as geestelike vriende. Aan Werner en Jaden vir die foto's en die skyfie vertoning of dan terwyl die slideshow soos ons dit deesdae noem. Dit was pragtig en ons weet dit kom uit julle harte. Baie dankie. Aan Panda vir die kos, die eetgoed, baie dankie. Aan Dr. Harof wat Japie kom besoek het by die huis, dankie vir sy toegewydheid en sy professionele diens. Dit sal altyd onthou word. Aan Gerda en Madeleine van Afbok en dan ook Terrence hulle, baie dankie vir julle professionele diens en hulp, soos altyd. Aan Christine hier by die kerk, waarmee ons kon skakel, en vir al die reëlings wat sy getref het, dit word waarlik waardeer. Christine, baie dankie. Ek het nou al 'n paar begrafnisse hier gedoen, jy is altyd daar, jy help altyd, ons waardeer dit opreg. Aan almal in die oord, wat soveel omgegee het, en wat altyd besorg was, en wat daar was. Aan almal vir julle, van julle, vir julle woorde, van bemoediging, julle gebede, al die boodskapies, die besoeke, die kos aandra, en julle opregte omgee, en ook vir die van julle, wat die moeite gedoen het, om ver te reis en van ver af te kom. Ons sê ook baie dankie aan ons oralis. Sy het haar so goed van haar taak gekwyt, en ons waardeer dit opreg, mag die Here jou waarlik seën. Aan kolonel Stompie, de Pont, wat namens die bond te huldeblyk gebring het, en wat vir soveel jaar saam met kolonel Japie op die bestuur gedien het van die bond, Waardevier tak. Baie dankie vir die vriendskap en die kameraadskap van soveel jare. En kolonel, ek het ook nou dinge geleer en gehoor dat ek ook nie geweet het nie. Dankie. Aan brigadier Sonja Slabbert, Dienes Oosthuizen, ondervoorsitter van die bond, en al ons bondslede, kyk net hoe mooi lyk julle, en al die oud lede wat hier is vandag. Julle is so kosbaar. Dankie vir julle ware vriendskap, kameraadskap, omgee, bemoediging, julle teenwoordigheid hier, julle gebede, en natuurlik dan die erewag wat julle sal staan wanneer ons die kus uitneem. Baie dankie. En laaste, maar beslis nie die minste nie. En voor ek dit doen, wil ek ook net sê, Laurens, dankie. Dankie vir jou en vir Werner. Dankie vir almal van julle in die familie se onderskraging. Baie dankie. Laurens het die hele tyd was hy in my in aanraking, en so het ons maar deur die beplanning nie goed gegaan. Dankie vir julle. Dankie dat julle daar is vir moeder ook. Ons waardeer dit. Dankie. Dan laaste, maar beslis nie minste nie, dankie aan ons hemelse Vader dat hy so wonderlike man, pa, oupa, vriend aan ons geleen het. Ook dankie vir die geleentheid wat hy aan ons gegee het om te kon afskeid neem. Dankie vir die geleentheid om dit wat hy aan ons nagelaat het te kan voortleef en uitleef. Weet, en ek dink aan wat kolonel Stompie nou gesê, kolonel, ons het nie gepraat oor die wetloop nie. Dit is net vir my 'n bewys dat dit werklik waar deur die Heilige Gees geïnspireer is vir ons. So wat gaan ons doen daarmee en met dit van hier af? Dis nou in ons hande. Ek wil vra dat ons dan die begrafnisbriefie vat. As julle wil saam met my lees, van die begrafnisbrief lees. Vandag loop Jakobus langs die goue strate van God se stad, met blye verbasing oor alles wat nuut is. Want nou kan hy sien wat hy altyd geglo het. Nou kan hy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid mooier as 'n menslike droom. Vry van siekte en swakheid, pyn en die liggaam se lyding op aarde. Hy sal nooit weer van die beker van smart drink nie en in die vrede en die rus van die hemel lewe. Moenie sê hy is dood nie, want nou leef hy werklik.
Hy het nou eers begin in die nuwe bestaan, waarvan daar nooit weer 'n einde sal kom nie. Vol verwondering buig hy nou in aanbidding voor die een wat hy altyd opreg liefgehad het. So, dit is so 'n mooi boodskap en dit is die waarheid. Ons moet kom waar hy is. En as ons hom nou vra, maar kom terug asseblief, dan sal hy sê, hoorie, jammer, ek wil nie. Ons moet kom waar hy nog is. Ek gaan nou 'n aankondiging maak, so ek wil vra dat ons net so bly sit, niemand staan op, doen niks, voordat ek nie klaar is met die aankondiging nie, asseblief. Ons het dan nou byna aan die einde gekom van die verrigtinge. Neem asseblief kennis dat hierdie 'n verrassingsdiens is, en dat die diens en die verrigtinge ten einde loop hier by in die kerk. Daar sal die erewag gestaan word deur die bond van oud polisiebeamptes, terwyl die kus na die lysbaan gedra word. Ons gaan hierna na die uitgang beweeg, my regterkant, julle linkerkant, en by die lysbaan by mekaar kom. U sal dan die geleentheid gegee word om afskeid te neem by die lysbaan. U word deur die familie genooi om ligte verversings te geniet, wat hierna in die kerk sal, net nie langsaan op my regterkant, julle linkerkant is. Dit sal daar bedien word. Die familie sal dan ook beskikbaar wees daar, indien u medelee met hulle wil betuig. Die bondslede wat betrokke is by die staan van die erewag sal onder leiding van ons bondsvoorsitter, Brigadier Sonja Slabbert, en ons ondervoorsitter Tinus Oosthuizen hulle posisies inneem, sodra ek hierdie aankondiging voltooi. Ek gaan dan die draer se name lees daarna, en vra dat hulle na vore kom. Die draer sal met die kus na buite beweeg, en die res van ons sal volg. Ek sal voor die kus plaasneem, Terrens, en dan gaan ons uitloop. Brigadier Sonja en Tinus sal saam met ons uitbeweeg. Ek gaan vir ons net 'n paar verse lees uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 54. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. So vir Kobus kon die dood niks doen nie. Hy het oorgestap na die ewige lewe toe. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Sy wedloop, Kobus se wedloop, is voltooi. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. Dis hoekom Jesus Christus gekom het. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Want daar weet ons wat is reg en wat is verkeerd. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers en susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Kom ons staan net so in ons buig die hoofde. Ons hemelse Vader, waar ons nou afskeid neem van Kobus Jacobs, ons vriend, ons kollega, ons vader, ons eggenoot, ons lewensmaat, al die rolle wat hy gespeel het, ons oupa. Here, sê ons vir u baie, baie dankie vir die geleentheid wat u ons gegee het om hom in ons lewens te hê. Here, vandag, namens Jesus Christus, ons sê dankie daarvoor, Here. En ek bid vandag dat u elke een wat hier is, en spesifiek Hannetjie, die kinders, die kleinkinders, die familie, sal toevou in u liefde, Here, op 'n baie besonderse manier. En dat hulle sal weet en ervaar, Here, hoe u hulle deur hierdie rouproses vat en hulle vertroos. Here, dankie dat ons daar kan wees vir mekaar en dat ons kan omgee vir mekaar. En ons bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Dankie.